Goeiemôre en baie welkom. Ek wil vir ons 'n gedeelte lees in Psalm 34 waar Dawid die Here se teenwoordigheid beskryf. En hy skryf in vers 4, hy sê, sing saam met my oor die grootheid van die Here. En laat ons saam sy naam prys. Ek het die Here aangeroep en hy het my geantwoord. My gebed is dat ons vanmôre baie bewus sal wees van die Here wat hier by ons teenwoordig is en dat hy sy vrede self vir ons sal kom gee. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om saam rondom die woord te wees. Dankie vir elkeen wat vanmôre inkyk en inluister en dat ons saam kan beleef dat U iets wonderliks vir ons op U hart het wat U met ons wil deel en vir ons wil gee om vir ons handvatseltjies te gee aan die lewe wat soms so buite beheer voel. En dit is die vrede waarvoor ons kom bid en dat ons saam met Dawid ook hierdie intensiteit van U teenwoordigheid sal ervaar en vir mekaar sal kan sê, U is regtig hier by ons. Wil U vir ons seën en wil U die gedeelte ook wat ons gaan lees ook in ons harte kom seën. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Die afgelope tyd het ons in ons gemeente gepraat oor hoe kan ons vir mekaar liefde betoon. En diegene van julle wat miskien nie alles gevolg het nie, kortliks dit ons kernvers die afgelope kwartaal was Johannes 13 waar Jesus vir sy disippels die nuwe gebod kom gee en vir hulle kom sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Ons as volgelinge wil mekaar graag so lief het, so goed as wat ons kan. Maar wanneer is genoeg genoeg? Tot wanneer moet ons dit doen? Hoe lank moet ek aanhou? Of wat moet gebeur of verander voordat ek kan ophou om so lief te hê? Of die groot vraag is, wanneer bereik ek dit wat Jesus van my en jou vra? Wanneer kan ek tevrede of vervuld voel oor my lewe? Of anders gestel, wanneer is genoeg genoeg? Wanneer het ek genoeg gedoen? Ek het een Sondag as deel van die reeks het ek gepraat oor moeilike mense en gesê moeilike mense is soos skuurpapiermense. Moeilike mense wat te naby aan jou kom en dan vir jou rasper en vir jou seer maak. Dis swaar naby hulle. Hulle bring baie keer die lelike in jou uit. En Jesus se opdrag is, jy moet jou vyande lief hê. Verdra mekaar in liefde. En iemand vra my na daardie diens, maar jy moet jou vyande lief hê en jy moet mooi goed doen aan ander mense en hulle verdra, maar tot wanneer moet jy dit doen? Tot wat gebeur of tot wat verander? Wanneer het ek genoeg gedoen? Ek het vir 'n oomblik gedink aan Jesus se idee van genoeg of nie genoeg nie. Daar waar Jesus in Matteus 18 byvoorbeeld vir sy volgelinge sê, as hulle vir hom vra, maar hoe moet ons 'n broer hanteer wat teen ons sondig? Hoe moet ons praat en hoe moet ons vergewe? En dan lees ons in vers 21, Matteus 18, daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer. Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Wat dit eintlik beteken is, wat liefde uitleef betref, is dit eenvoudig sonder grense. Dit is nooit genoeg nie. Jesus sê 70 maal 7 keer. Want ek en jy as mense trek grense. Ons wil sê, iewers in my lewe, saam met die Here, dink ek kan nou besluit, tot sover, ek het genoeg gedoen, ek het my verantwoordelikheid nagekom, ek dink is nou tyd vir iets anders. Dink vir 'n oomblik aan die grense wat ek en jy in ons lewe trek. Ons sê so maklik, ek het nou genoeg vergewe. Ek het nou genoeg gedoen vir ander mense, ek het genoeg gegee, ek het genoeg verdra. Genoeg is genoeg. Nou die woordjie genoeg wil eintlik vir my iets kom sê van ek voel ek is nou voldoende waar ek moet wees. Ek doen iets voldoende. Ek voel tevrede met myself, met wat ek bereik het of met wat ek het of die manier hoe ek my lewe inrig. Genoeg. En as ek genoeg gedoen het volgens my maatstaf, dan is ek tevrede. En dan het ek volgens my maatstaf genoeg van 'n disipel gewees of gedoen wat van 'n disipel of 'n volgeling verwag word.
Dis baie keer my en jou grense. Genoeg is genoeg. Maar dan is daar aan die ander kant God se grense. En dan kom die Bybel en vertel vir ons van God se betrokkenheid by die mens. En dit kom vertel wat Jesus self in die Nuwe Testament vir ons kom sê en 'n nuwe standaard kom stel. En dit lê in daardie woorde wat ons gelees het net nou, waar Jesus sê, soos wat ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. En onmiddellik antwoord ons onsself, my liefde kan eindig wanneer God se liefde dan vir my eindig, want dis wat Jesus my gesê het. En indien Jesus se liefde vir my nie eindig nie, dan is dit ook presies die maatstaf wat ek en jy moet hê as deel van ons uitlewing van liefde. Dan is dit die verkeerde vraag om te vra wanneer is genoeg genoeg? Wanneer is dit my grense? Die vraag moet amper wees, wat nog is daar om te doen? Het die Here nie dalk nog iets anders vir my in gedagte, nog meer in gedagte nie? En dit is God se grense wat hy met my en jou in gedagte het. Bekende ding wat die bekende teoloog, predikant Dietrich Bonhoeffer kom sê as hy praat oor disipelskap. Hy het in die Tweede Wêreldoorlog gesterf omdat hy teen Hitler was en op die ouende is hy ter dood veroordeel. En hy kom sê op 'n stadium as hy iets moet sê oor disipelskap, dan sê hy, when Christ calls a man, he bids him come and die. En dis die manier hoe ek en jy liefde moet uitleef, want Jesus het gesê, dis die manier hoe ek my liefde teenoor jou uitleef. Kom en sterf. Die manier waarop ek en jy liefde uitleef, op watter manier Jesus dit ook al van my en van jou verwag, is genoeg wanneer God bepaal dat my tyd verby is om dit te doen, selfs al kos dit my lewe. Ons trek grense, ons trek lyne in die sand, maar God se grense is anders. Daar's 'n hele paar psalms wat vir ons iets van God se grens of sy onbegrensheid kom uitbeeld. Die psalm wat ek vertel byvoorbeeld in Psalm 107, 118, 136, daardie gedagte van loof die Here want hy is goed, en dan hierdie versie wat oor en oor gesê word, aan sy liefde is daar geen einde, geen grense nie. In die bekende Psalm 23 redeneer koning Dawid ook hierdie stelling. Wat het ek nodig in die lewe? Wanneer het ek genoeg? Wanneer kan ek vervuld voel? En dan maak hy die stelling, dis nie ek en jy wat dit bepaal nie. Ons bepaal nie wanneer is genoeg nie. Dit is die Here wat dit kom bepaal. En daar beskryf hy hierdie psalm waar hy die Here se werking in sy lewe beskryf. En ek wil die psalm nou vir ons lees. Maar omdat die fokus is op dit wat die Here vir ons kom sê en hy wat ons grense bepaal, wil ek dit kom lees vanuit God se perspektief. So luister na hierdie psalm en hoor wat die Here vir ons wil sê oor sy onbegrensdheid. Ek is die Here, jou herder, en jy sal niks kort kom nie. Ek laat jou rus in groen weivelde. Ek bring jou by waters waar daar vrede is. Ek gee jou nuwe krag. Ek lei jou op die regte paaie tot die eer van my naam. Selfs al gaan jy deur donker dieptes, sal jy nie bang wees nie, want ek is by jou. In my hande is jy veilig. Ek laat jou by 'n feesmaal aansit, terwyl jou teestanders moet toekyk. Ek ontvang jou soos 'n eregas, jy word oorlaai met hartlikheid. My goedheid en liefde sal jou lewe lank by jou bly, en jy sal tuis wees in my huis, tot 'n lengte van dae. En die hele psalm is 'n beskrywing van God se manier waarop hy my en jou wil kom versorg. En vir ons wil kom vertel, hoe kan ek en jy vervuld voel en voel, ons het genoeg, ons is genoeg in die lewe. Luister wat hy hier sê, hy sê, hy sorg dat ons niks kort kom nie. Hy gee vrede, hy gee nuwe krag. Hy laat ons veilig voel. Hy berei 'n feesmaal voor. Hy maak my 'n eregas. Hy laat my tuis voel vir altyd en vir altyd. So wanneer ons na God kyk, dink hy nooit oor wanneer hy moet ophou sorg en ophou voed en ophou voorsien nie. Hy sê, genoeg is nooit genoeg nie. Ons het pas in die Bybelskool klaargemaak met 'n videokursus oor die Psalm 23,
onder leiding van Louis Giglio. En in die laaste sessie vra Louis dan die vraag, hoekom berei God 'n tafel vir my en jou voor, saam met hom? Want dis mos wat die Psalm sê. Hy berei vir ons 'n tafel voor. Hoekom doen hy dit? En dan gee hy 3 redes. En sien dit in die lig van die oorvloed wat God beloof. Sy grenseloosheid, waarmee hy God wil wees vir my en jou. Die eerste rede wat die kursus kom sê is, hy doen dit, hy berei vir ons 'n tafel voor, sodat ons kan sien wie God regtig is. In ander woorde, as ek en jy saam met God aan tafel sit, dan kyk ons in sy oë, en dan laat hy hom ken, en ons sien, God is regtig goed genoeg. Die tweede rede is, sodat mense rondom ons ook kan sien, dat God goed genoeg is. En dan sê hy, ons moet eintlik getuies wees, en God gee as ware aan ons af, ons straal sy heerlikheid uit, sodat die mense rondom ons kan sien, God is goed genoeg. En dan die derde ding wat hy sê, hoekom God vir ons 'n tafel voorberei, is sodat ons dit, aan die ander woorde sy liefde, sy voorsiening, sy oorvloed, ook met ander mense kan gaan deel. Ons wil soms sê, genoeg is genoeg. God sê, ek het altyd iets meer en iets beter om vir jou te leer. Iets anders vir jou in gedagte. My liefde en genade vir jou is nooit genoeg nie. Never enough. Ek luister na die lied van Lauren Alred, wat sy gesing het in die fliek The Greatest Showman. Pragtige lied wat ons waarskynlik almal ken. En kom ons luister nou saam weer na die lied, maar asof God dit sing, so asof God die een is wat hierdie woorde sê, en vir ons kom sê, kyk na die sterre, kyk na die ligte, kyk na alles wat jy ervaar, mensekind, en dit sal nooit genoeg wees, om te vertel, wat ek regtig vir jou in gedagte het nie, ek het baie meer vir jou in gedagte, want ek en jy is baie meer, en kan baie meer doen as die grense wat ons vir onsself kom trek. En God droom dat ons meer as genoeg by hom sal ontvang en beleef. So hierdie lied begin met die woorde, I'm trying to hold my breath, they stay this way, can't let this moment end. En dis God wat dit vir ons kom sê, ek wil jou in 'n oomblik kry, waar jy iets kan beleef, ek wil nie dat het eindig nie, you set off a dream in me. Dink net as God vir ons sê, jy maak drome in my wakker, van hoe ek nog meer kan voorsien, nog meer genadig wees. Want as God na ons kyk, dan begin hy daaroor droom, om vir ons baie meer te wees en te gee. Kom ons luister na hierdie lied. I'm trying to hold my breath, let it stay this way, can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now, can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little, these hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Never, never, never,
Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons kan beleef dat U die een is wat vir ons kom leer wat is die grense van liefde. En waar ons grense trek en waar ons baie keer moedeloos raak en sê genoeg is genoeg, kom sê U vir ons never enough. U het altyd iets meer vir ons in gedagte, soos wat ons in die psalms ook kan hoor en kan sien. En Here, ons ervaar dit elke dag. Ons gebed is dat U vir ons in hierdie tyd ook sal kom leer en kom wys wat U nog verder vir ons in gedagte het. En dat dit ons maatstaaf sal wees waarmee ons ook uitgaan en tussen mense gaan leef. Here, as U liefde vir ons nie eindig nie, dan wil ons liefde ook vir ander mense nie eindig nie. As U vir ons altyd genade het, dan wil ons altyd genade vir mense kom wys en kom gee. Wil U vir ons help, Here, dat ons 'n getuie sal wees en 'n lig sal wees wat sal straal vanuit U hart uit, waar mense deur ons iets van U grootheid kan raak sien. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, mag die liefde van ons Vader en mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.